Dis in die Here, laat my tog toe om die bedroefde familie, elke broer, elke suster, elke amptsdrager, elke leier wat teenwoordig is, laat my tog toe om u te groet in die mooi naam, die onveranderlike naam. Halleluja, dis 'n naam wat gegee is bo in die hemel en onder op die aarde waar deur die mense gered kan word, want buite die naam is daar geen ander naam. So ek moet u groet in die naam van Jesus. Amen. Onze zaligheid lê in niks anders nie, behalwe in die feit dat ons gaan glo dat redding kom alleenlik in die naam van Jesus. Terwyl ons onze oë gaan sluit by die geleentheid, dan gaan ek vir ons pastoor skools vra net om die Here te vra om alles verder te seën. Amen. Vader, in die magtige naam van Jesus, Here, ons eer U, Here, ons loof U, Here, vir die aardse finale destinasie, Here, van ons apostel. Ons bid en vra dat U alle verrigtinge sal seën in die woord wat U uitgespreek word. In Jesus magtige naam. Amen. Halleluja. Nou as ons luister na die afloop van die dienste, geliefdes, wat heel week gewees het, en ons luister na die diens van vanoggend by die kerk, dan kan 'n mens nie anders as om maar net saam te stem. Amen. Ons apostel, hy was nie sommer net 'n apostel gewees, die was 'n groot leier gewees. En ons is vir die Here bly en ons is vir die Here dankbaar dat ons die oorskot van hom terug gaan sit na sy natuurlike habitat. Die natuurlike habitat van die mens is die aarde. God het dit so bestel, of hy het dit so bewerk, dat wanneer iets klaar is, as hy tot kant gemaak is, dan gaan hy terug waarvan af hy gekom het. En dit is wat ons vanmôre of vanmiddag gaan doen. Ons gaan sy oorskot teruggee in die aarde. Maar laat my toe om vir hierdie Laat my toe om vir hierdie volgende gedeelte voor te hou, soos dit opgeteken staan in die boek van Daniël. Daniël is een van die groot profete. Is opgeteken in Daniël hoofstuk 12. En dan gaan ek vir u net so 2 versies met u deel en dit lees as volg. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Sommige tot ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel. En die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre, vir ewig en altoos. Mag die Here sy voorgeleesde woord aan elkeen van ons harte seën. Nou, as ons na die gedeelte luister, en dan sien ons, daar's 2 soorte mense wat slaap binne in die aarde. Daar's 2 soorte mense, wanneer sy doodgaan, dan is dit 'n ewige slaap wat sy ingaan. Nou, daar's 2 soorte. Die Bybel sê hulle albei, nie net die een nie. Amen. Hulle albei gaan opstaan. Amen. Maar die saak is, waar hulle gaan opstaan. Die een gaan opstaan in ewige smartheid. Amen. En die ander ene gaan opstaan en hoe sê hy, en skutter. Soos die uitspansel. Maar nou die is die gedeelte waar ons 'n apostel inval. En elkeen van ons soos wat hier staan kan getuig daarvan. Hy sê, en die wat baie tot regverdigheid gelei het. Amen. Jy het my nie gehoor nie. Ek sê die wat baie tot regverdigheid gelei het. Soos ons hier staan, het die man vir ons gelei. Soos ons hier staan, het ek eers al 'n boodskap gehoor wat hy gepreek het, of 'n lering wat hy gegee het, wat vir my geraak het en wat gemaak het dat ek lewensveranderinge toegepas het op my lewe. So baie wat dan en die wat baie tot die waarheid gelei het, hulle sal skitter soos die sterre. En nou sê hulle vir ons, ons huil nie soos mense wat geen hoop het nie. Ons huil ja,
Omdat ons hom mis. Ons gaan hom mis. Maar ons weet dat sy aardse tentwoning is afgebreek en hy het 'n ewige huis. Is soos die Here vir sy disippels gesê het, man. Hy sê vir hulle, ek moet nou gaan. Hulle drang aan by hom, hulle sê, Here moenie. Hy sê vir hulle, guys, julle verstaan nie. Is voordelig vir julle as ek van julle af weg moet gaan. Nou ek wil vir my niggies wil ek die volgende sê. Julle wonder ook nou, hoekom het dit gebeur? Hoekom moet daar gegaan het? Dit is voordelig vir julle. Jy sien, kom ek sê altyd vir Yeshua, ons breek mos so van, hy het vir ons die geleer en hy het vir ons die geleer en hy het vir my die gewys en hy het vir my die gewys. Weet jy wat word daar nou van ons verwag? Wat so breek wat hy vir ons geleer het en gewys het en gegee het en gedui het. Het word nou van ons verwag om dit uit te leef. Ons moet dit toepas, pastor. Dis wat van ons verwag word. So wanneer ek sien iemand pas iets toe en dit lyk vir my anders, dan gaan ek sê, jy, die ou kom onder apostel links aan uit. Die man doen nou 'n ding wat apostel links altyd gedoen het. Dit is wat die Here nou van ons verwag. Hy sê vir hulle, dit is voordelig as ek van julle af weg moet gaan. Maar ek gaan julle nie as wese agterlaat nie. Ek los vir julle die trooster. Halleluja. Ek los vir julle die trooster. En daarom is ons vir die Here bly en ons is vir die Here dankbaar. Ons gaan oor na die teraardbestelling. Soos die Here dit vir ons aan voorgehou het. Halleluja. Nou, of laat ek wegspring. Dat het die almagtige God, die God van die lewe en dood, behaag om volgens sy onveranderlike plan en sy soewereine wil vir apostel Henry Richard Links uit hierdie lewe weg te neem. Vir 'n lewe aan ons geleen, sê ons dankie aan ons Skepper, terwyl ons treur oor hom wat hy van ons weggeneem het. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloof. Stof is jy en stof sal jy terugkeer. Ons doen dit in die vaste hoop op die opstanding tot die ewige lewe deur Jesus Christus, wetende dat hy ons aardse liggaam wat verganklik is, gaan verander om aan sy verheerlikte liggaam gelykvormig te word, volgens die kragtige werking waardeur hy alles aan hom onderwerp het. Amen. Kom ons sluit ons oë, dierbares. Liefdevolle God en Hemelse Vader, ons is vir U meer as bly en ons is vir U meer as dankbaar, Here. 'n lewe wat U aan ons gegee het, Koning Jesus, sê ons vir U dankie, Here. U het hom aan ons geleen en ons swaai lof en eer en aanbidding toe, Koning, omdat hy jou vol lewe het hy gelei. Here, U woord verklaar dat die jare van die mens is 70 en as hy sterk is 80. Ons is dankbaar, Here, dat U hom oor die 70 jaar het U hom aan ons geleen. En ons is vir U bly, Koning Jesus, Here, dat U ons nie as wese agterlaat nie. Dankie, Here, dat U steeds saam met ons is. Ek wil vra, Here, dat U saam met ons verder sal beweeg waar ons nou gaan die begrafplaas gaan verlaat. Wil ek vra, Here, dat U vir ons reisgenade sal gee. Here, vertroos die familie. Here, kom vir hulle tegemoet soos nog nooit ooit van tevore nie. Here, salf hulle met die balsam van Gilead soos U alleen kan, Koning. Ek bid, Here, elkeen Koning Jesus, Here, wat bedroef is, kom vir ons deur in die naam van Jesus. Nie omdat ek dit verdien nie, Koning, maar ek smeek dit louter genade met eer en baie danksegging. Amen. Amen. Nou, geliefdes, ons gaan vra dat die familie as floral contributions is, sy enige blommetjies is wat julle het om op te gooi nie. Dan gaan ons 'n geleentheid gee vir die ondernemers om ons net die stelsel weg te vat en dan gaan ons die
oorskot gaan ons toegooi en daarna gaan ons die seën van die Here uitspreek. Amen. Kom ons kry 'n lied tot ere van die Here.